Ons lees die oordenking vir 9 Januarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vandag is self. Die teksvers uit 1 Samuel 28 vers 6 sê, hy, Saul, het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur profete. Ons tweede teksvers uit 1 Samuel 19 vers 18 sê verder, Dawid het by Samuel in Rama gekom en hom alles vertel wat Saul hom aangedoen het. Hy en Samuel het in die woonkwartiere van die profete gaan woon. Samuel was 'n mentor vir beide Saul en Dawid. Hy het die voorbeeld van ware oorgawe en onderwerping aan die Here voorgeleef. Samuel en ander profete het ook as raadgewers vir hulle opgetree. Ten spyte hiervan het beide Saul en Dawid by geleentheid teen 'n profeet se voorskrif en dus in ongehoorsaamheid aan die Here opgetree. Wat was dan die verskil? Hoekom het die Here Saul verwerp? Saul het hoofvaardig en selfgerig geword. Hy het homself bokant God gestel. In die geveg teen die Amalekiete het hy direk teen Samuel se opdrag opgetree en die beste klein en groot vee, sowel as koning Agag gespaar. Boonop het hy na die geveg 'n gedenkteken vir homself opgerig en sy ongehoorsaamheid verder probeer versag deur te sê hy die vee gehou as offerande vir die Here. Dawid daarteen probeer homself nie regverdig nie. Alhoewel hy soms in oomblikke van voortvarende ondeurdagtigheid optree, is hy telkens bereid om na profete soos Nathan en Gad te luister, omdat hy weet dat hulle op gesag van God optree. Na elke misstap kniel hy in berou voor God. In 2 Samuel 24 bely hy sy sonde soos dikwels tevore. Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding. Here, help my om ag te slaan op die woorde van deurleefde Christene. Amen. Dankie vir die saamkuier. Kyk uit vir Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na ander voorlesings van haar boeke wat hier beskikbaar is.